Bybel saamgebring het, kan dit oopmaak saam met my Prediker 7. Prediker 7 vers 21. Prediker 7 vers 21 sê vir ons, jy moet ook nie let op die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Joh, dis hard. Moenie luister na die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Ek wil vanmôre, as ek kan, my titel van my boodskap maak, ignoreer die kritiek van ander mense teen jou. Ignoreer die kritiek van ander mense teen jou vanmôre. Wat ek eintlik vir my sê vanmôre is, dat jy moet jou nie stuur aan allerhande dinge wat die wêreld en die mense daar buitekant van jou praat nie. Die woord van die Here sê, ignoreer dit, vergeet daarvan. Laat dit waters van die een afloop, dat hy kritiek van jou af wegloop. Want jy weet, daar is 'n verskil tussen kritiek en die woord wat hulle sê, man, ek praat net so bietjie met jou. Man, as jy wil kritiseer, bly eerder stil. Daar is mense wat na jou kyk en hy sal doodstil bly. Hy daai look. Maar hy sal niks sê nie. Dat jy daai klein Pietie, want as hy daar aankom, dan kyk hy almal deur en sy mond is die grootste en hy kan die grootste klomp gemors altyd praat. En dis gewoonlik daai man wat jy moet voor pas op. Want hy gaan negatief praat van die mense om hom en hy gaan negatief van jou ook praat. Die woord van God sê vir my, ignoreer hom. Moenie eens vir hom luister nie, moenie eens dink na wat hy gesê het of aandag gee aan hom nie, want hy gaan jou net probeer om jou af te kraak. Dis hoe die woord van God sê, ignoreer dit. Daar's 'n Dawid, ek wil vanmôre 'n voorbeeld vat van Dawid. Hy is nie uitgenooi na die partytjie toe waar die priesters die koning sou salf nie. Sy pa het hom nie uitgeneem nie, want sy pa het vir weke lank nie met hom gepraat nie. Niemand het met hom gepraat nie. Maar jy weet, die woord van God is so, God is so goed. Hy het hom gestuur om vir sy broers kos te vat. En hy het met hom gewarra, en hy het nie hulle gestuur nie, want hy het aangegaan met dit wat God vir hom in plan gehad het. Hy het nie hom gestuur aan wat sy broers en wat die mense gesê het nie, want hy het geweet, God het hom gestuur met 'n plan en met 'n doel wat hy moet gaan doen. Maar jy weet die wonderlikste is, toe daar voor die koning kom, toe sê die koning, "Wee Boetie, jy kan nie gaan veg nie. Jy is nog te jonk. Hoe kan jy nou gaan en teen 'n reus Goliat gaan veg? Want jy's nog 'n kind, jy's nog nak agter die hore. Jy weet nog nie wat aangaan in die veglinies nie. Hoe kan jy nou sê, jy wil teen Goliat gaan beklei?" Maar ek wil vanmôre sê, Samuel, Dawid was reg vir daai. Hy het hom nie gestuur aan die koning nie, maar hy was reg vir die koning. En hy sê vir die koning in 1 Samuel 17 vers 36, "U dienaar het die leeu, sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle. Omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Dawid het 'n antwoord gehad, want die Goliat het die slagordes van God uitgedaag en vir hulle gesê, as julle verslaan word, gaan ons julle vernietig. Maar as julle al verslaan, gaan ons julle los. Maar Dawid het hom nie gesteer aan dit wat Goliat gesê het nie. Hy het hom nie gesteer aan dit wat die koning puit geraak het nie. Hy het hom nie gesteer aan sy vader nie. Hy het hom nie gesteer aan die konings nie. Want hy het geweet, hy het 'n plan en hy het 'n opdrag van God af ontvang om vir Goliat te gaan verslaan.
Ek wil vanmôre sê, moenie luister na alles wat hulle van jou sê en praat nie. Jy het vanmôre opdrag van God ontvang, dat jy moet gaan en gaan disippels maak van alle mense daar buitekant. Dis jou opdrag wat God jou gegee het. Baie gaan jou kritiseer, baie gaan jou probeer afkraak, maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie luister na al die dinge wat vir jou gepraat word nie. Die woord van God sê, ignoreer dit. Galasiërs 1:10 sê vir ons, soek dan nou die guns van die mense of van God. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om die mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensnig van Christus wees nie. Halleluja. As jy luister na al die goedjies wat hulle van jou praat, en jy steer jou daaraan, kan jy nie 'n diensnig van God wees nie. Verstaan? Jy kan nie. Maar jy luister na die wêreldse dinge, jy doen nie wat God vir jou gesê het om te doen nie. Jy luister na alles wat om jou aangaan. En jy laat toe dat dit jou afbreek. Daarom kan jy nie 'n diensnig van God wees as jy jou steer aan al die dinge nie. Behaag jy vanmôre die mens? Behaag jy vanmôre mense? Of behaag jy vanmôre God? Halleluja. Wie behaag jy vanmôre? Die mense wat om jou is, jou familie, of behaag jy God vanmôre? Nou ek wil vanmôre sê, sê vir my, sê pastoor, ek behaag God. Wil ek vanmôre vir jou sê, hoekom laat jy dan toe, dat die mense daar buitekant jou afkraak en jou verneder? Stil raak het pa. Hoekom laat jy as kind van God toe, dat die wêreld daar buitekant al sy sê goedjies teen jou sê en jou afkraak? En die woord van God sê my, weerstaan die dinge. Weerstaan die duiwel. En hy sal van jou afvlug. Waarom wil jy vanmôre toelaat, dat die duiwel jou behaag en jou afbreek? 1 Korintiërs 4:3-5 sê van, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle of deur 'n menslike regsbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Die woord sê vir my, jy moet nie omgee wat die mense daar buitekant vir jou sê. Jy moet nie jou aandag aan hulle bepaal nie. Dit maak nie saak wat 'n regsbank is, wat 'n orde dit is nie. Moet jou nie stuur aan daai mense se seggenskap nie. Want jy gaan jouself afbreek. Want ek is van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Die mense daar buitekant wil almal beoordeel en veroordeel omdat jy 'n kind van God is. Hy kan dit nie doen nie. Die woord van die Here sê, net God kan jou beoordeel. Nou waarom luister jy elke dag na daai storieetjies en daai as ek die woord kan gebruik, daai nitty-gritty gou mos wat die mense in jou ore inpraat? Hoekom luister jy daarna? Hoekom gee jy aandag daaraan? Want die oomblik as jy aandag gee aan al daai gesegdes, dan gee jy die duiwel kos. Jy gee hom voeding om verder met jou te karring en met jou aan te gaan. Maar die oomblik as jy dit weerstaan, ek het so 2-3 weke terug gepreek, dan weet die duiwel nie werwaarts of derwaarts nie, van hy land dit nie as die kinders van God om teenstaan nie, want hy weet dan nie watter kant toe mee nie. Maar as jy toelaat, gaan mors hy met jou. Hulle sê soos spreekwoord wat sê, man ek sal met jou vloere vryf. Die duiwel vryf met jou vloere as jy hom toelaat. As jy luister na al die goed, dan vryf hy die vloere met jou. En dit is nie baie maklik nie. Hy sê, daarom moet jy nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie. Die woord van die Here waarsku ons, om nie teenoor mekaar te oordeel nie. Totdat Christus gekom het nie. Hoekom? Omdat Christus die oordeel toekom. Ek en jy kan nie mekaar oordeel nie. Ek kan nie nou vir jou gaan sê, maar broer, jou lewe is nie reg vanmôre nie. Jy gaan hel toe. Wat gebeur?
Jy as persoon wat dit gesê het die grootste sonde gepleeg. Jy het 'n sonde gepleeg, want jy daar ou beoordeel, wat teen die woord van God is. Kom ons stop om mense te oordeel. Hy sê, dat die verborgde dinge van die duisternis in die lig gaan bring. Die dag as die Here kom om te oordeel, gaan hy die duisternis wat daar is, gaan hy in die lig bring, sodat almal kan sien wat dit was. Die duisternis op die aarde, wat gebring sy. En hy sê, en die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. Halleluja. In jou hart bedoel jy miskien, broer, ek wil vir jou vanmôre sê, daai tyd pas nie by daai hemd nie, man. So what? So wat as hy nie hierby pas nie? Gaan die taai my hemel toe vat? Gaan my mooi klere, my skoentjies my hemel toe vat? Wat gaan my hemel toe laat gaan? Die lewe wat ek lei in Christus. Soos jy, ek gaan my nie steur aan jou gesegde as jy my sê my taai pas nie. Ek sal vir jou vra of jy hom lyk, dan gee ek hom ook nog vir jou. Maar dit is nie vir my van belang nie. Ek moet my nie steur aan daai dinge nie. Jy kry mense as jy vir hom sê, daai twee goed pas nie by mekaar nie. Dan is hy onmiddellik op, nie net sy perkie nie, hy het sommer die hings geklim en nog die hele, die vlokperre wat saamgekom het. Dan is hy hier af. Dan is hy boos en kwaad vir almal, van die oud gesê, hy is nie reg aangetrek nie. Ek het vir jou dies. I don't care, I don't even care what you think about my. Ek gee nie om wat jy dink oor my klere dra. Solank as wat ek geklee is, en alles toe is wat moet toe wees, gee ek nie om wat jy van my klere sê nie. Gee ek nie om wat jy van my as persoon sê nie. En ek steur my nie aan dit wat jy gaan sê nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, hou jou doof teen die kritiek van die wêreld daar buitekant. Maak soos wat Dawid gemaak het. En ignoreer dit wat hulle sê. Hier is baie leer wat hy gedoen het. Kom ons wees eerlik. Julle moet my uithelp hierso vanmôre. Kom, julle moet begin praat. Pastoor Morney het laas keer gesê, julle moet saam praat. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat Dawid het baie dinge verkeerd gedoen, voordat hy teen die Goliat gaan veg het. Eerstens, hy en sy vader het vir weke nie met mekaar gepraat nie. Hulle het mekaar geïgnoreer. Sodat sy pa hom nie eers genooi het om na die partytjie toe te kom waar die disippels die konings gesalf het nie. Dit was net voor Dawid koning geword het. Daar was altyd 'n ritueel as 'n koning gesalf word, het die disippels gekom en hulle het vir die koning gebid en hulle het hom gesalf en gespreek dat hy die koninkryk wat hy gaan beheer kan lei in die leiding van die Here. Maar Dawid was nie eens na daai genooi toe. So daar was, so wat hulle sê, daar was riekeroos tussen hom en sy pa. Sy pa het met hom gepraat nie, hy het toch minder met sy pa gepraat. Eerste fout. Tweede fout. Hy kom staan voor die koning. En die koning sê vir hom, Dawid, jy is te klein om te gaan veg. Jy kan nie na die gevegslyn toe gaan nie. Jy is nog 'n kind, jy is nog nat agter die ore. Wat maak Dawid? Hy ignoreer die koning. En hy stap geslagsveld toe. Hoe sal hy sê, pa, jy kan maar praat net so lang as wat jy wil, ek gaan nie vir jou vanmôre luister nie. Dit gebeur in ons lewens. Ek gaan nie vanmôre vir jou luister nie, Dad. Die koning het nog gepraat, hy het gesê, ek gaan nie vir jou luister nie. Kind of nie kind nie,
ek gaan geslagsveld toe. Toe kom sy broers, toe sê sy broers vir hom, jy is met verkeerde bedoelings, het jy nou na hierdie plek toe gekom. Wat het hy weer? Hy het hulle ook ignore. Hy het nie na hulle gekaf en gewarie en jare het hy geluister nie. Want die Here het hom gestuur met 'n doel na die slagveld toe. So hy het nie gedink en gewarie oor wat mense van hom sê, of wat die ander mense van hom probeer vertel het nie. Dawid het dit heeltemal geïgnoreer. Hy het besluit, ek gaan nie na hierdie klomp goedetjies luister nie, want die Here het vir my gesê, dat hy sal my help om Goliat te verslaan. So ek gaan doen wat God vir my gesê het. Nie wat die mense om my probeer om my wys te maak nie, maar ek gaan vanmôre doen, dit wat God vir my gesê het om te gaan doen. En dit is om Goliat te gaan verslaan. Ek wil vanmôre vir jou as kind van God sê, God het daai selfde opdrag vir jou en vir my gegee, om die vyand wat teen jou opstaan te verslaan. Maar ons as kinders van die Here, luister na al hierdie agtertand so goed wat vir jou gesê word, waar die duiwel vir jou sê, man, die Here praat nie waarheid nie, hy kan jou nie verlos nie, hy kan jou nie genees nie, hy kan jou nie in die moddersluit uithelp nie, dan luister ons vir die duiwel, en ons staan nie teen nie. Dit is waarom die kinders van God elke dag faal in hulle werk wat hulle gestuur is om te gaan doen. Want ons steur ons aan die duiwel. Ons luister eerder vir hom as wat ons vir die Here luister. Jo, dit gebeur met ons. It's happening. You listen to the devil more than you sometimes listen to God. Jeremia 1:7 sê my, maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou sal stuur, moet jy gaan. Wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Maak nie saak of vanmôre of jy jonk is nie. Jong gered, jong kind, as God jou gestuur het, gaan doen wat God vir jou gevra het om te doen. Gaan doen wat hy vir jou gevra het. 1 Timoteus 4:12 sê vir my, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord. Wandel in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Halleluja. Jy moet sterk wees in die geloof. Ons praat so baie daarvan. As jy nie geloof het nie, en jy glo nie, kan dinge nie gebeur nie. Jo, en het weer sê, ek sê, as jy nie geloof het nie, kan dinge nie gebeur nie. Jy moet sterk wees in die geloof, en jy moet opstaan, en jy moet nie laat jou jonkheid, die mense dit afkraak nie. Die jonkheid praat ek vanmôre van, nie ouderdom as persoon nie, jonk in die gees, jonk as 'n ding is, hoe sê hulle, 'n geredde kind van God, jy is nog nie lank gered nie. Maar moenie laat dit jou afsit en die mense jou verkleineer daaroor nie. Bou op God, sodat jy sterker en groter kan word. Soos 'n Dawid wat 'n Goliat gaan verslaan het. Halleluja. Eksodus 4:10 is vir my so mooi. Voor ek daarby uitkom. Ons as mense verkleineer ons baie keer self. Ons bind self en plaas self goeders op ons lewens met dit wat ons sê. Eina. Eksodus 4:10, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of vandat u met u knegt gespreek het nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. Jy weet, dit is so wonderlik wat die Here te doen. Hy het altyd 'n uitweg.
Pastoor maar net gesê, check hierdie move. Jy het 'n move gehad. Hy het gegaan en het homself voor God gaan verneder om te sê, Here, ek kan nie praat nie, ek hakkel, ek is nie so sterk nie, ek weet nie hoekom het jy my gekies om te gaan doen wat jy wil hê moet gedoen word nie. So het hom eers self verneder, hy het homself afgekraak, hy het homself vernietig, hy het homself gemaak dat hy glo dat hy dit nie kan doen nie. Maar die Here het 'n plan gehad. Hy het nie omgegee of Moses gehakkel het, of hy nie lekker kon praat nie. Hy het 'n plan gehad. Want Moses het gedink, hy gaan homself uit hierdie werk uitwigel, en hy gaan dit nie gaan doen nie. Toe sê die Here vir Moses, jy sal dit gaan doen. Ek stuur vir jou Aaron saam met jou, wat die praatwerk sal doen. Jy as kind van God mag vanmôre sê, my pastoor, ek kan nie praat nie. Ek hakkel, ek weet nie wat om te sê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God het 'n plan alreeds, want hy gaan die Heilige Gees saam met jou stuur, wat jou sal lei en sal vertel wat om te gaan doen en wat om te gaan sê. Hy gaan die Heilige Gees saam met jou stuur, en hy gaan vir jou vertel wat jy moet doen. Ek gaan afsluit vanmôre. Rigters 6 vers 15 sê vir my, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in die Manasse, en ek self die geringste in my familie. Gideon het vir die Here gesê, Here, ek is die swakste, my familie is die geringste in die area, ons kan niks doen nie, ons is nie waardig om geroep te word om dinge te doen nie. Maar God het 'n plan gehad met Gideon. Hy het Gideon nie geworry oor sy gesin en oor sy familie, sy toedoene en wat dit is en wat nie is nie. God het 'n doel gehad vir Gideon om te gaan doen wat hy gewoon gevra het om te gaan doen. Jy mag vanmôre voel jy's nie gering nie. Jy mag vanmôre voel jy's swak. Jy mag vanmôre voel dat jou liggaam en jou familie nie sterk genoeg is om God te gaan doen wat God jou gevra het om te doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God kyk nie na jou as persoon nie, want hy weet, as hy die Heilige Gees en die engele saam met jou stuur, sal jy opgerig word, jy sal versterk word, jy sal toegerus word met dit wat hy wil hê, jy moet daar buitekant gaan doen. So dit maak nie saak hoe swak jy is nie. Dit maak nie saak hoe klein jy is nie. Dit maak nie saak wat jy is en wat jy dink jy is nie. As God vir jou 'n plan het, dan hy vir jou 'n plan. Hy sal toevoeg dit wat jy nodig het om te gaan doen, dit wat hy wil hê jy moet gaan doen. Halleluja. Peter, die woord van die Here sê ek moet luister na sy stem. Skoon tog. Ons moet luister na God se stem. So baie mense het my al gevra, hoe weet jy wanneer God met jou praat? Want ek hoor hom nie. Ja, as jy ingebid, as jy met God praat. Hy praat baie keer nie met jou in woorde terug nie. Maar die wonderlikste is, hy gee vir jou skrif. Of hy stuur iemand jou pad langs, om jou te sê, die Here sê, dit en dit. Maar dan moet jy versigtig ook wees, want jy moet ingebid wees as jy vir God gevra het, sodat jy kan weet as die persoon na jou toe kom, of dit wel van God af is of nie. Want jy moet seker maak, dit kom van God af. Ek sluit af met die gedeelte, ek wil vanmôre vir jou vra. Ek wil net, julle moet nou saam met my speel. Jy is die eienaar van 'n besigheid. Begin die wielietjies werk. Nou sê jy vir jouself, ek moet iemand aanstel in 'n posisie wat baie belangrik is, om my besigheid sterker te maak en my besigheid te laat floreer. Wat doen baie mense? Hy gaan sê vir die HR manager of vir die dienslyn operator,
Doen van die interviews. Hou die onderhoude? Nee. Ek wil jy myself sien vir nou. Jy is vanmôre die ou persoon wat die onderhoude gaan voer met die mense wat jy wil aanstel of die persoon, die regte persoon aan te stel in die posisie waarvoor hy moet aangestel word. Ingrid, begin die prentjie volg. Begin hy nou. Waarna kyk jy? Jy kyk na sy voorkoms. Jy kyk na sy swakhede. Jy kyk na sy sterkheid. Jy kyk of hy die werk ken en weet van die werk en kan verstaan hoe dit werk. Waarna kyk jy nog? Kom mense, laat my prentjies flikker. Jy kyk of hy opgelei is, of hy die grade en die dokumentasie het, om die werk te kan doen. Dan gaan sit jy, as jy al hierdie goed gekyk het, nou het jy 'n pak van 15 mense gehad, jy het nou 15 mense geïnterview, nou moet jy gaan en 'n besluit gaan maak, wie jy gaan aanstel in daai posisie. Amen. Hier kom die triekvraag nou. Nou wil ek jy daai billetjies moet draai. Jy het in jouself ook 'n onderhoud gevoer. Jy was een van daai persone met wie jy die onderhoud gehad het. Gaan die kersliggies af. 'n Kersliggie moet brand. Jy was een van die 15 persone met wie jy onderhoud gevoer het. So met ander woorde, jy het met jouself ook 'n onderhoud gevoer. So jy het met jouself dieselfde vraag wat jy vir die ander persoon gevra het, moes jy vir jouself ook vra. Nou vra ek jou die vraag. Gaan jy jouself aanstel? Kom. Daar gaan die liggies dood. Jy het met jouself 'n onderhoud gevoer. Nou vra ek jou die vraag is, gaan jy jouself aanstel vir daai posisie? Het jy daai onderhoud geslaag? Of het jy hom nie geslaag? Jo. Almal raak so stil. Ek het met myself 'n onderhoud gevoer. Nou moet ek gaan sit en dink, wie gaan ek aanstel? Was my onderhoud met myself so geslaag dat ek myself kan aanstel? Of moet ek iemand anders aanstel? Dis 'n moeilike vraag. Maar dit is ook nie moeilik nie, Bram, want jy kry mense wat sê, me, myself en I. Hy sal homself aanstel want hy dinge in die werkie beter kan doen. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, die dag toe jy jou hart en siel aan God gegee het jy onderhoud met hom gehad. Jy het met God 'n onderhoud gehad en jou hart en siel vir die Here gegee het. En jy het jou vrae gevra, my kind, besluit jy waarlik om jou lewe te verander? Wil jy jou lewe verander? Ja, Here. Here sê vir jou, ek sien hoe lyk jy. Jy is vuil. En jy is nie waar jy op die plek waar jy moet wees nie. Maar is jy bereid om te verander en op 'n beter plek te kan kom? Ja, Here. Dan gaan jy jou vra, is jy bereid om die sonde wat jy doen af te lê by die boedelingsbank en jou hart en siel aan my te gee? Ja, Here. Is jy bereid om my lief te hê en my gebooie na te volg, my woord te lees en my as persoon te glo dat dit wat in die woord staan en wat ek is, die waarheid is? Ja, Here. Wat doen die Here dan?
My kind, jy het die onderhoud geslaag. Kom, ek verander jou. En God red jou net daar. Verlos jou. En hy maak jou 'n kind van God. Want jy het die onderhoud geslaag om 'n kind van die Here te word. Nou wat gebeur? Dit gebeur in baie besighede. Soon word in 'n posisie aangestel vir die eerste, hoe sê hulle, eerste 6 maande. Dan vee hy besem nie net die kantore nie, hy vee sommer die hele jaar skoon. Hy doen nie een verandering op die ander verandering, die een verbetering na die ander verbetering. En na 6 maande, dan begin hy val. Dan doen hy nie meer waarvoor hy begin het nie. Want hy het afgemat geraak, hy het moeg geraak. Nou net so is dit met ons as kinders van die Here. Ek sluit af met die woorde. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy vir my sê vanmôre, pastoor, ek het 'n bietjie weggedwaal, ek het 'n bietjie afgemat. Ek vee nie meer so skoon om my soos wat ek gevee het nie. Wil ek vanmôre vir jou vra, staan op jou voete. Laat ons vir jou bid, dat die Here jou kan help, en jou kan help, dat jy weer kan vee, en kan doen, en kan luister, na dit, wat hy vir jou sê, hy wil hê jy moet doen. Dat ons nie weer sal luister na die dinge van die mense daar buitekant nie, maar dat ons sal luister na die woord van God, en dit wat God vir ons wil sê. Amen. Die wat vanmôre voel, hy wil opstaan en sê, Here, halleluja.